Dames en here, seuns en dogters, welkom terug by Wiskunde en Woede. Hierdie is episode 4 en vandag kyk ons 'n bietjie na wat beteken hierdie ding nou eintlik. Nou, vir die van julle wat nog op skool is en vir die van julle wat my ouderdom is en terugdink aan toe ons op skool was, julle sal onthou, daar was vir ons hierdie goed op 'n bord geskryf. En toe moes ons nou almal gaan en hierdie rympies gaan opsê. 1 + 1 is 2. 1 + 2 is 3. 1 + 3 is 4. En soos wat jy nou aangaan, nou begin jy naderhand dink dat daai prentjie beteken dat hierdie ding en hierdie ding dieselfde is. Dat dit dieselfde ding is. En dit is nie. Dit is nie. Dis nie verkeerd om so te sê nie. Dit is tegnies nie verkeerd nie, maar teen die tyd wat jy nou in graad 7 en 8 aankom, dan is dit nou 'n totale misverstand. Dan dan begin jy dink jy's dom en jy begin sukkel met wiskunde en dinge maak nie meer sin nie. Want wat jy mos hierso het is mos nou dieselfde as wat jy daar het. En dit is nie. Maar om nou te verduidelik wat eintlik hier aangaan, moet ons 'n bietjie weer 'n keer 'n bietjie teruggaan in tyd en gaan kyk na die ding. Ek is baie seker julle almal weet wat daai is. Daai is 'n ou balansskaal. Jy het jou 2 bakkies gehad waarin jy gewiggies gesit het en as jy nou een kant swaarder was as die ander kant, dan het hy nou gesak. En kyk na die parte van hierdie ding. Jy het jou regopstand. Jy het jou bakkies, daai punt daarso met daai boutjie daarso, dit was die swaar punt genoem. Hierdie was die balansbalk genoem. Die balansbalk. Nou 'n mens moet hierdie ding in werking sien voordat jy verstaan wat daai beteken. En ek het nou nie so ding nie. Hulle is nogal skaars en vandag as jy een wil hê, moet jy een by 'n antieke winkel gaan koop en die goed is duur. So, wat ek moes doen is ek moes 'n programmetjie gaan skryf om die goed vir julle voor te stel. So, daar's die programmetjie wat ek geskryf het. En soos jy nou kan sien, daar is my regopstand, daar is my balansbalk, hier is my 2 bakkies. En kyk nou wat gebeur as ek 'n gewiggie aan hierdie kant sit. En 'n gewiggie aan daai kant. En 'n gewiggie aan daai kant. Sien julle dat wanneer die gewiggies nie dieselfde hoeveelheid is nie, dan gaan my skaal uit balans uit. Nou gaan kyk nou daai 2 lyne op die skaal en gaan kyk nou daai 2 lyne in die gelyk aan teken. Dis waar daai teken vandaan kom. Daai teken beteken letterlik jy is in balans. In Engels, verskoon my. In Engels is daai ding se naam die equal sign en die woord equal beteken letterlik level. Dit kom van ou Latyn af en dit beteken jy is gelyk met die grond. Jou balansbalk is gelyk met die grond. Dit is hoekom jou onderwyser nog altyd vir jou op skool gesê het, wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen. Dis waar hierdie idee vandaan kom en dit is hoe 'n mens veronderstel is om daaraan te dink. Reg? So in die vervolg, wanneer iemand vir jou die storie doen en hulle sê vir jou 1 + 1 is 2, dan sê hy nee, nee dit is nie. 1 + 1 is in balans met 2. 1 + 2 is in balans met 3. 1 + 3 is in balans met 4.
En julle gaan sien, teen die tyd wat ek vir julle verduidelik wat daai regtig beteken, gaan hierdie hele sinnetjie wat hier geskryf is, baie meer sin maak. En ja, hierdie voorbeelde is eenvoudig, maar julle gaan sien waarom dit belangrik is. Maar voordat ek nou hierdie video eindig, wil ek nog iets doen. Verskoon my. Kyk na wat gebeur met hierdie balansskaal wanneer ek 'n gewiggie wegvat. Kom ons maak soms so. Kyk wat gebeur. Nou, vir die van julle wat wakker is, of wat hierdie video's nie te laat kyk nie, julle sal onmiddellik sien, maar wag 'n bietjie. Daai lyk ook bekend. En ja, jy's heeltemal reg, want daar is 'n ander teken in wiskunde wat ons ook gebruik. En dit is die ding. Dit so maak. Lyk daai vir julle bekend? Daai is die gelykaanteken en daai is die nie gelykaanteken. Kyk nou na daai prentjie en kyk na hierdie prentjie. Sien julle waar daai dwarsstreep vandaan kom? Dis jou balansbalk wat die prentjie breek. Jy is nie in balans nie. Jy is nie gelyk aan nie. Ons gaan hierdie nog verder vat. Wat ek wil hê julle moet nou besef is, julle moet sommer nou al begin om aan wat hier geskryf is so te dink. Julle kan onthou ek het vir julle gesê, ek gaan vir julle hierdie gee, sodat jy van hier af kan gaan na hierdie toe. Daai is die dink, daai is die skryf. Hierdie was Wiskunde in Woede, episode 4. Jy weet nou wat hierdie ding regtig beteken. En jy weet ook sommer nou wat daai ding beteken en waar hulle vandaan kom. Ek hoop julle het iets geleer. Ek sien julle in die volgende episode. Totsiens.